Die familiealtaar, Bybel lees. En niemand werk 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie, anders skeur sy nuwe aangelapte stuk van die oue af, en daar kom 'n erger skeur. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, anderste sal die nuwe wyn die sakke laat bars, en die wyn loop uit en die sakke vergaan, maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. Markus 2 vers 21 tot 22. Boodskaplesing. Die ou vrou gee hulle 'n gesigsopknapping. Sy is nog steeds dieselfde ou vrou. Die ou man gee hulle 'n gesigsopknapping. Hy's net dieselfde ou man. Ek sal my nuwe bladsy op nuwe jaar omslaan en ek sal my lewe nuut begin. Ek sal my pyp weggooi en die volgende dag tel hy dit weer op. Sien, dis net jy. Dis nie 'n gesigsopknapping nie, dis 'n geboorte wat die kerk nodig het. Nou, jy kan dit nie in die ou kerk preek nie, sy sal dit nie verdra nie. Jesus het dit in Lukas gesê, omtrent die 5de hoofstuk oor die wyn in die leersakke. Hy het gesê, jy kan nie nuwe wyn in ou leersakke sit nie. As jy dit doen, sal hulle vergaan. Dit het my vroeër laat wonder, dit het my jong verstand laat skrik wanneer ek gedink het, hoe kan die bottel vergaan? Nou wat ons 'n bottel noem, al is dit oud, maak dit geen verskil nie, want dit is glas. Maar in Jesus se tyd waarvan hy gepraat het, was die leersak wat hulle toe gebruik het, wat van 'n dier se vel gemaak is. En 'n dier se vel is gelooi, en wanneer die dier se vel nuut en jonk was, net gelooi, was dit buigsaam, maar wanneer dit oud geword het, het dit droog geword. Nou baie van julle mense weet hoe 'n vel is wanneer dit droog word. Dit word oud en droog en dit krimp saam en word baie hard. Nou, as jy 'n nuwe wyn daarin sit, het dit geen lewe daarin nie. Dit gaan bars. Dit is net soos om te probeer om die doop van die Heilige Gees in die ware, egte krag van die opstanding te preek. Dis om dit voor die mense te plaas. Wanneer jy dit doen, wat gebeur as jy dit daarin sit? Die nuwe wyn het lewe, en die nuwe wyn is nog besig om te gis. O, ek hoop julle sien dit. Die nuwe lewe is besig om te gis. Die nuwe wyn is nog besig om te gis. En as dit in 'n nuwe buigsame leersak is, waar die olie van die dier nog in die vel is, wanneer die nuwe wyn begin uitstoot, sal die vel rek. En wanneer die Bybel sê Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, sal die nuwe vel sê amen en saam daarmee rek. En wanneer die nuwe wyn sê, dit is die doop van die Heilige Gees, ek is die lewe van God wat in jou werk, sal die nuwe vel sê amen en daarna uittrek. Wanneer die nuwe wyn sê dat die Heilige Gees voldoende is vir ons genesing vandag, sal die nuwe vel homself uittrek, die wyn wat die woord is. En wanneer dit sê, sal die nuwe leersak sê amen en daarna uittrek. Maar wat sal die ou leersak doen? Die dae van die wonderwerke is verby en weg. Wat doen ons dan? Wat bereik ons? Hy het gesê, die ou leersak sal vergaan, en die wyn sal saam daarmee vergaan. Nabootsings van die Christendom 20 Januarie 1957 deur William Marion Branham.